Goeienaand, liewe vriende. Ek groet jou in Jesus Christus se naam. Dankie dat jy vanaand inskakel by die aanddiens van Uit die Woord Digitaal. Broeder en suster, ons skriflesing kom vandag uit die woord van die Here uit Numeri hoofstuk 22. Ons gaan begin lees by vers 21. Toe maak Biliam die môre klaar en saal sy eselin op en hy het weggetrek saam met die vorste van Moab. Maar die toorn van God het ontvlam, omdat hy weggetrek het. En die engel van die Here het gaan staan in die pad as sy teeparty, terwyl hy op sy esel ry en sy 2 dienaars by hom was. En die esel het die engel van die Here in die pad sien staan, met sy ontblote swaard in sy hand. Daarom het die esel uit die pad uitgedraai en die veld ingeloop. Maar Biliam het die esel geslaan om haar na die pad te stuur. Daarop gaan die engel van die Here in 'n holpad tussen die wingerde staan, 'n muur diskant en 'n muur anderkant. En toe die esel die engel van die Here sien, druk sy haarself teen die muur en druk ook Biliam se voet teen die muur. Daarom het hy haar weer geslaan. En die engel van die Here het weer verder gegaan en bly staan op 'n nou plek, waar geen pad was om regs of links uit te draai nie. Toe die esel die engel van die Here sien, gaan sy onder Biliam lê. Daarop het Biliam baie kwaad geword en die esel met 'n stok geslaan. Maar die Here het die bek van die esel geopen en sy sê vir Biliam: Wat het ek jou gedoen, dat jy my nou al 3 maal geslaan het? Daarop antwoord Biliam die esel: Omdat jy die spot met my drywe. Was daar net 'n swaard in my hand, dan het ek jou sekerlik doodgeslaan. En die esel sê vir Biliam: Is ek nie jou esel waar jy jou lewe lank opgery het tot vandag toe nie? Was dit ooit my gewoonte om so met jou te doen? En hy het geantwoord: Nee. Toe open die Here die oë van Biliam, sodat hy die engel van die Here in die pad sien staan met sy ontblote swaard in sy hand. En hy het gebuig en op sy aangesig neergeval. En die engel van die Here vra hom: Waarom het jy jou esel nou al 3 maal geslaan? Kyk, ek self het uitgegaan as 'n teeparty, want jou weg loop gevaarlik styl in my oog. Maar die esel het my gesien en nou al 3 maal voor my uitgedraai. As sy nie voor my uitgedraai het nie, dan het ek jou al te seker gedood en haar laat lewe. Toe antwoord Biliam, die engel van die Here: Ek het gesondig, want ek het nie geweet dat u teenoor my in die pad gestaan het nie. Maar nou, as dit verkeerd is in die oë, sal ek teruggaan. En die engel van die Here sê vir Biliam: Gaan saam met die manne, maar net die woord wat ek jou sê, dit moet jy spreek. So het Biliam dan met die vorste van Balak saamgegaan. Ons lees net tot sover uit die woord van die Here vandag. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die Bybel is vol wonderwerke. Ons lees van die Rooi See wat oopgekloof is, sodat die Israeliete droogvoets daardeur kon trek in die Ou Testament. Ons lees van 'n son wat stil gestaan het in die dae van Joshua.
Ons lees van dooies wat opgestaan het, soos Lazarus. Ons lees van brood wat vermeerder is, en blindes wat gesien het. Ja, selfs Petrus wat op die water geloop het. Maar vandag staan ons stil by een van die vreemdste en merkwaardigste gebeure in die Ou Testament, naamlik 'n donkie wat praat. Ja, God gebruik 'n eenvoudige dier om 'n man se oë oop te maak. En vir ons klink dit byna ongelooflik dat die Here so iets sou doen. Sommige mense spot daarmee, en ander verstaan dit weer nie. Maar hierdie gedeelte, broeder en suster, is nie geskryf sodat ons moet verwonder oor 'n donkie wat praat nie. Hierdie gedeelte is geskryf sodat ek en jy as Christene vandag onsself eerlik moet gaan ondersoek. Want die grootste wonderwerk hier is nie 'n donkie wat gepraat het nie. Die grootste wonderwerk is dat God homself neergebuig het na 'n hardkoppige mens om hom op die regte pad te lei. Hierdie gebeure in ons teks gaan oor 'n man met die naam van Biliam. Nou, wie was Biliam? Biliam was nie 'n Israeliet nie. Hy was 'n heidense waarsêer of 'n sogenaamde profeet wat gewoon het in die dorp Petor naby die Efraatrivier in Mesopotamië. In Numeri 22 vers 5 staan dit waar hy gewoon het en waar sy woonplek was. Hy was bekend as iemand wie seëninge en vloeke kon uitspreek en het dikwels dan betaling daarvoor gevra. En daarom stuur koning Balak van die Moabiete manne om hierdie waarsêer te gaan huur om Israel te vervloek. Dit wys dat Biliam internasionale aansien gehad het en baie bekend was in die antieke wêreld. Maar 'n vraag wat dadelik by 'n mens ontstaan is: was Biliam 'n ware profeet van God? En as die antwoord nee. Tog lees ons aan die positiewe kant in die teks dat God met hom gepraat het. Hy hoor God se stem. Hy spreek ware profeseë uit nadat God met hom gepraat het. Hy seën Israel omdat God dit so beveel het. Hy sê selfs in Numeri 22 vers 18 dat hy nie teen God se woord kan gaan nie. Maar aan die negatiewe kant lees ons in die teks dat hy geldgierig was. Hy wou die beloning van koning Balak hê om 'n vloek uit te spreek teen Israel. Hy het 'n dubbelhartige hart gehad. Hy wou God se wil gebruik vir sy eie voordeel. Die Bybel beeld hom uit in 'n negatiewe sin. Hy was 'n man wat geweet het wat reg is, maar tog sy eie pad wou loop. Hy wou gaan waar God hom gewaarsku het om nie na toe te gaan nie. Hy ry op sy donkie en hy besluit hy sal gaan saam met koning Balak en die Moabiete. Vasbeslote en selfversekerd gaan hy dan ook saam met 2 van sy dienaars op pad om te gaan doen wat hy wou. Hy was op pad om Israel te vervloek in opdrag van hierdie heidense koning Balak. Maar terwyl hy op pad was met sy donkie, gaan staan die donkie skielik doodstil in die pad. Die donkie het die engel van die Here gesien, en nou sal jy sien in die teks staan die engel hier met 'n hoofletter geskryf. Dit dui op God self. Die donkie sien die engel van die Here met 'n ontblote swaard staan hier binne in die pad voor hulle.
Maar Biliam het nie die engel gesien nie. En hy slaan die donkie, hy stuur hom in 'n ander rigting in. En so begin God 'n les vir hom en vir ons leer, wat vandag nog net so relevant is. Nou vanmôre gaan ons by 'n paar belangrike punte stil staan, wat ek en jy nie moet miskyk vanuit hierdie teks nie. En die eerste punt is dit: God sien wat ons nie sien nie. Biliam het fisiese oë gehad, maar hy was geestelik blind. Die donkie het gesien wat die profeet nie kon sien nie. Is dit nie ook maar soms ons probleem nie, my liewe broeder en suster? Ons het oë, maar ons sien nie. Ons kyk, maar ons verstaan nie. Ons beoordeel, maar oordeel dikwels verkeerd. Ons sien die probleem, maar nie God se plan nie. Ons sien die hindernis, maar nie God se beskerming nie. Ons sien die toedeur, maar nie die gevaar agter daardie toedeur nie. Hoeveel keer bid 'n mens vir iets en dan gebeur dit nie in jou lewe nie? Jy vra vir iets besonders of jy bid vir werk wat jy nie het nie. Jy bid vir daardie diep verhouding. Jy hoop vir daardie besondere geleentheid. Jy wil daardie pad loop wat jy kies, jy wil loop. Maar die Here kom en hy kom sluit die deure toe. En dan raak jy moedeloos. Ja, soms raak jy selfs kwaad en opstandig en jy voel verwerp. Maar my liewe broeder en suster, ek en jy moet hierdie dinge nie as 'n straf sien nie. Ons moet dit sien as genade. Psalm 84 vers 12 sê, die Here weerhou geen goeie ding van die wat opreg lewe nie. As hy iets weerhou, is dit dalk omdat dit nie goed was vir jou nie. Daar is dinge waarvan God jou gered het en waarvan jy dalk nooit eers geweet het hy jou gered het nie. Daardie verhouding wat nie uitgewerk het nie. Of daardie plan wat misluk het. Daardie reis wat gekanselleer is. Daardie droom wat ineengestort het. En jy het gehuil. Jy was ongelukkig. Maar God het jou beskerm. Biliam het gedink die donkie is die probleem. Maar die engel in die pad was die werklikheid. Hoe dikwels blameer ons vandag die verkeerde ding? Wanneer God jou keer, beteken dit nie altyd hy werk teen jou nie. Maar dit gebeur liewer dat hy vir jou werk. Die tweede punt waarby ons vandag gaan stil staan, is dit. God gebruik eenvoudige dinge om groot mense te leer. Biliam was nie sommer net 'n gewone man nie. Hy was bekend, hy was gerespekteerd, hy het aansien gehad, mense het sy raad gesoek, maar toe God hom wil kom leer, gebruik hy nie 'n koning nie. Hy stuur nie 'n soldaat na Biliam toe nie, nie 'n priester nie, maar hy kom en hy gebruik 'n gewone donkie. 'n Donkie wat Biliam vir jare al gebruik het. En waarom doen God dit? Omdat God, my broeder en suster, nie beperk is tot menslike status nie. God gebruik wie hy wil. God gebruik wat hy wil. En God gebruik wanneer hy wil. Ons dink dikwels God moet net deur groot dinge werk. Groot predikers of groot kerke, groot geleenthede, dramatiese oomblikke. Maar dikwels fluister God eenvoudige dinge in jou oor. Hy gebruik 'n kind se vraag. Hy gebruik 'n vriend se waarskuwing.
Hy gebruik 'n eenvoudige gelowige se getuienis. Hy gebruik 'n siekbed. Hy gebruik 'n tydperk van stilte in jou lewe. Hy gebruik verlies of teleurstellings. 1 Konings 1 vers 27 sê, God het die dwaase dinge van die wêreld uitgekies om die wyse mense te beskaam. Moet nooit neersien op die klein dingetjies wat in jou lewe gebeur nie. Moet nooit dink, God praat net deur die groot indrukwekkende dinge nie. Die vraag is nie vandag, wie praat nie? Maar die vraag is, praat God nou met my? Dan die derde punt waarby ons vandag stil staan, is die volgende. Hardkoppigheid bring pyn. 3 keer probeer die donkie wegdraai. 3 keer slaan Biliam hierdie donkie. Waarom? Omdat Biliam vasbeslote was om sy eie pad te loop. Hy wou nie stop nie. Hy wou nie luister nie. Hy wou nie verander nie. Wanneer 'n mens hardkoppig raak, broeder en suster, gebeur daar altyd iets gevaarliks. Jy begin alles rondom jou en almal rondom jou blameer. Jy blameer mense. Jy blameer jou familie. Jy blameer jou omstandighede. Jy blameer jou verlede. Jy blameer die kerk. Ja, jy blameer selfs vir God. Maar dalk lê die probleem nie rondom jou nie. Die probleem lê dalk hier binne in jou. Biliam slaan daardie arme donkie 3 keer, wat hom eintlik probeer red het. Hoe tragies. Hoe dikwels doen mense vandag se tyd nie ook maar dieselfde nie. Hulle verwerp goeie raad. Hulle ignoreer waarskuwings. Hulle raak kwaad vir mense wat hulle liefhet. Hulle stoot weg wat God stuur om hulle te help. Spreuke 12 vers 15 sê, die weg van die dwaas is reg in sy eie oë, maar hy wat na raad luister, is wys. Soms moet God jou stil maak, voordat hy jou kan lei. Soms moet hy jou plan breek, voordat hy jou lewe kan bou. En soms moet hy jou laat stop in jou spore, voordat jy jouself vernietig. En dan die 4de punt waarby ons stil staan vandag. God kan jou oë vandag oopmaak. Daar het 'n keerpunt gekom hier in ons teks, in die gebeure van Biliam en die donkie. Die Here kom, nadat die donkie 3 keer gaan staan het, en 3 keer deur Biliam geslaan is, kom die Here en open die oë van Biliam. En wat sien hy? Skielik sien hy die engel van die Here met hierdie ontblote swaard reg voor hom in die pad. En toe verstaan hy waarom die donkie gaan stop het. Skielik sien hy die gevaar en hy besef sy eie fout. Dit is hoe God werk. Daar is oomblikke in 'n mens se lewe wanneer alles skielik begin sin maak. Jy kyk terug in jou lewe en jy sê, nou verstaan ek hoekom sekere dinge nie uitgewerk het in my lewe nie. Nou verstaan ek hoekom daardie deur toegemaak het. Nou verstaan ek hoekom ek moes wag. Nou verstaan ek hoekom ek nie daardie pad moes loop nie. Jeremia 29 vers 11 sê die Here, ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie. My broeder en suster, jy verstaan dalk nie vandag wat in jou lewe aan die gebeur is nie, of hoekom sekere dinge nie in plek val nie. Maar God verstaan reeds.
Jy sien dalk nie nou nie, maar God sien klaar. Jy weet dalk nie hoekom nie, maar God weet. En op sy tyd sal hy jou oë oopmaak sodat jy kan sien en kan begryp en kan verstaan. En nou is ons by ons laaste punt vandag. Hierdie gedeelte wys vir ons iets baie dieper. God praat om mense te red. In Numeri stuur God 'n donkie om 'n dwaalende man terug te bring op sy pad en om hom te waarsku deur met hom te praat. Maar in die Nuwe Testament stuur God sy seun Jesus Christus, nie net om ons te kom waarsku nie, maar om met ons te kom praat en met ons vir ons God se wil bekend te maak en om ons te kom red. Hy roep ons nie net terug nie, maar hy kom om ons te verlos. Hebreërs 1 vers 1 en 2 sê, nadat God baie keer en op baie maniere vroeër met julle gespreek het hy in die laaste dae tot ons gespreek deur sy seun. As God 'n donkie kon gebruik om met Biliam te praat en hom te bereik, hoeveel te meer wil hy vandag nie deur Jesus Christus met ons praat en ons lewens bereik nie. Miskien loop jy op 'n verkeerde pad in jou lewe. Jy's op dwaalpaaie, verkeerde paaie. Miskien is jy hardkoppig, eiewys. Miskien ignoreer jy waarskuwings in jou lewe. Miskien weet jy vandag hier diep binne in jou, ek moet omdraai. Hoor vandag die stem van Jesus Christus. Keer terug. Bekeer jou. Vertrou my. Volg my. Glo in my. Moenie jou hart verhard nie. Broeder en suster, die wonderwerk in die teks wat ons vandag gelees het, was nie net 'n donkie wat gepraat het nie. Die groter wonderwerk was dat God nog met 'n hardkoppige mens kon praat om hom terug te bring tot op die regte pad. En dit is goeie nuus vir ons almal, ook as moderne Christene vandag. Want selfs wanneer ons verkeerd loop, selfs wanneer ons hardkoppig is, selfs wanneer ons blind is en nie wil hoor nie, selfs wanneer ons verkeerde keuses maak, praat God nog steeds met ons. Hy waarsku, hy lei, hy beskerm, hy roep terug, hy red en hy bly lief vir jou. Moenie vandag lag oor 'n donkie wat gepraat het of jouself daaroor verwonder nie. Vra eerder vandag, luister ek wanneer God met my praat? Amen. Kom ons bid saam. Onse troue God en hemelse Vader, vanmôre kan ons nie anders as om U te loof en te prys en te dank vir wie U is en wat U kom doen het nie. U het deur soveel wonderwerke in U woord mense se lewens kom aanraak, mense kom roep en mense op die regte pad terug te bring. Maar Here, U doen dit in die besonder deur U seun, Jesus Christus. Ja, ook vandag in die moderne tyd. Laat ons vandag luister, wanneer U ons roep, wanneer U ons waarsku, wanneer U ons op die regte pad wil stuur. Laat ons nie hardkoppig wees nie. Laat ons nie ons ore toedruk en ons eie wil navolg nie.
Maar open ons geestesoë om die Here Jesus Christus te sien, wat met oop arms staan en wag vir ons en ons na hom toe roep. Hy roep ons tot gehoorsaamheid. Hy roep ons om getrou te wees. Hy roep ons op die regte pad. Hy dui die pad aan. Hy roep ons om te volg. Help ons, Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees om aan U en U woord gehoorsaam te wees elke dag. Dankie dat ons 'n mooi toekoms het, wat Jesus Christus aan die kruis en deur sy opstanding vir ons verwerf het. Laat ons hom elke dag gehoorsaam navolg en gaan doen wat hy van ons vra. Vandag kom bely ons ook al ons sonde voor U. Vergewe dit vir ons, Here. Oorspoel ons met U liefde en met U genade, en wil U gee dat ons hand altyd in U hand sal bly, sodat ons gehoorsaam sal navolg elke dag van ons lewe. Ons vra dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleen, in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen.